So sal ek kom. So sal ek kom met my stukkie lof, met my bietjie bid, met my sinne van sorg. Wil ek voor U kom sit, met vandag se leef en môre se dood, met my regheid en skeef, met my honger en brood. So sal ek kom as ek kom om te juig, dankbaar en dom, sal ek nederig kom buig. Genade en vrede vir U van God ons Vader, en Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitloop.
'n jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Sy sal hom Immanuel. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: Ek groet jou, begenadigde.
Die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal 'n koning oor die nageslag van Jakob wees tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.
So iets moontlik, aangesien ek ook nooit omgang met 'n man gehad het nie. Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik. Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. In 'n gedig van Sheila Cassidy verwoord die engel Gabriël iets van sy verwondering oor hierdie gebeurtenis. Haar oë blink en haar vel soos die voor, en haar hare hang in 'n vlegsel. Toe sy my sien en my boodskap hoor, het sy gestyf van die vrees en 'n ysere wil om die vrees te bedoel. Tot sy kon antwoord in sagte syllabes. Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan, volgens die woord. Toe het die Gees oor haar gekom en iets soos 'n slaap oor haar gelaat. Steeds was sy onbewus van my, verenig met hom in haar begin. En lang en verruk het ek haar betrag. En die Here, hoe traag het ek haar verlaat.
het gesê, Ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my geringe omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moes word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Syrië. Almal het gegaan om dit te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy in die huis en nageslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Hiervan sê Johannes dat die woord mens geword het en onder ons onwoon het. Hulle het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Spirit
omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding, wat groot blydskap vir die hele volk bestem. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in die krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele in die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Hoogste
nadat die engele van hulle al weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Jesus
Filippe van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia, of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. 'n feesgedig van N.P. van Wyk vertel ons iets hiervan. Nie uit die wit paleise nie, waar hy uit so reine wil tot ons soort staat gebore word, maar waar die koeise en die arme stil en buiten die hotelse poort verniet loseer het in die staal, het hy, visarentjie van God, in ons benoude vlees geval. Die eerste oë wat hom sien, was skaalwagters, vol strooi en stof, krasmanne wat in skerms woon, en ruik na bok, en rook, en hof. Na baie dwaal, en baie soek, en selfs dig by die Herodes vra, kom uiteindelik die wyses tog, met goud en wierook agterna. Hy het sy eerste kern gekies, nie uit geleerdes en skrif, of die wat hande en borde was, met koue voorgeskrewe drif, maar vissers en 'n tollenaar, die hy geroep met sagte groet, manne met harde hande en sweet, en eelte en 'n oop gemoed. En toe hy sy groot net uit laat gooi, regs van net, en links en regs, het hy ingesleep 'n vreemde prooi, 'n visvangs, soos die ou wet slegs, in skaam vermoede kon vermoed, melaats, besete, ryk of klein, sondaars van elke kleur en geur, maar in sy glimlach skielik rein. Laat het woorde uit Lied 167 elke dag in ons harte en deur ons lewens weerklink. Jesus, bron van al my vreugde, Jesus, lig van my geloof, U is vol genade, waarheid, U, my heiland, Heer en hoof. Ja, ek is die eiendom, U, die Seun, die het gekom, as gestuurde van die Vader, is U self die weg na hom.
Die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Die Here gaan voor jou uit om die weg vir jou gelyk te maak. Die Here kom agter jou aan om jou hoede te bewaar. Die Here is langs jou as jou vriend om jou by te staan in nood. Die Here is onder jou om jou te dra en binne in jou deur sy Gees om jou te troos. Ontvang so die seën van die drie enige God. Amen.